gemeente hier naby ons. Hy's 'n gesoute predikant. Hy sê nie bang vir ons gemeente nie, sê hy vir my. Hy sê hy is gemaklik hier tussen julle, so teen sy groter Here jou sal naweeg gebruik in ons midde. Maar ek bid ook vir jou persoonlike omstandighede. Jy weet jy gaan maar 'n bietjie deur trauma en so aan. Met jou in die kerk saam. Gelukkig ons in moeilikheid in die kerk so as dit is nie. Maar ons ek bid vir jou dat jy ook goeie pad vorentoe sal hê. Maar baie dankie dat jy ook jou gawes met ons kom deel en dat jy deelneem aan ons gemeente. Ons sien uit na jou boodskap van ons. Môre as ek so praat kan jy my hoor. Daagter. Die voorbeeld ek het gespreek. Ek gaan nog maar weer eens met iemand hier sê, nou kort moet staan. Ek wil net sê, dit is vir my besonderse voorreg, ek was al 'n voorreg hier op gewees, sien Antoine, baie op haar aangerig van ons gemeente af. Ek wil al, Ines het vir my groot geword. Ek ken hom al vir baie jare, ek kan vertrou, ek is liefdevolle mense hierdie. En ek het gesê, daar is 'n plek, maar ek gemaaklik mag vir hom loop op, net as jy by julle in klein kerk is. Dankie vir elke van julle wat hier vanmôre. En besonder vir die wat se harte heeltemal oop is. Ons gaan baie keer lees ons die Bybel. Ons gebruik sekere tekste of ons lees 'n hoofstuk of ons gaan die Bybel hoofstuk of paragraaf leer, of boodskap of tema. En dan is ons die groot prentjie. En vanmôre van ons juis en so nou kom ons staan en sê tussen Markus 8 en 10 is daar soveel verskille. En soveel betekenis dat ons gaan verstaan wat die Here eintlik probeer sê, wat Markus probeer sê, weet julle wat die Here vir julle wil sê, deur net die woordjie sien. En Anton het nou gesê gebed daar gedink. En ons het spesifiek gepraat oor die Anton gebed vir die mense wat hier op die kant kan sit en ons moet ook daaraan raak. En julle wat hier so is vanmôre, bevoorreg is, verkoordenis, verkoos van die Here. Maar julle is nie hier om Here hier moet wees nie. Elkeen kies om na die stem van die Here te kom hoor. Elkeen van julle het gekies om vanmôre te sê, Here, hier is ek. Ek wil luister wat U sê. En dankie ook daarvoor. Die teksgedeelte vir julle lees, is 2 gedeeltetjies. Dit begin in Markus 8. Ons kom nou verder daarby, maar lekker wat sê dan gekom om te bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra hom om aan te raak. En hy die blinde man saam aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgevat. Hier is dit belangrik. Hy kom en dit sê dan, en hy vat die blinde man uit die dorp uit. Toe het sy op sy oor gesloeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? En hy het sy oor geklip en gesê, ek sien mense, iets soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hand op sy oor gesit en die man het sy oor oopgemaak en hulle was reg. En hy het alles duidelik gesien. En Jesus het hom huis toe gestuur en sê, moenie by die dorp aangaan nie. Jy het net uit die dorp uitgelei. Moenie by die dorp aangaan nie. Dan kan jy sien. Dan kom ons verder in Markus 10. Dit sê die blinde man Bartimeus sê daarna het hulle in Jericho aangekom en Jesus en sy disippels het 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gegaan. En toe sien dit 'n blinde bedelaar Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad. En toe hy hoor, dis 'n Bartimeus, toe hy nou hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep en sê, Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. En baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep en sê, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. En Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader.
En hy roep toe die blinde man en sê vir hom, hy moet, staan op, hy roep jou. En hy sy boekleek net daar verlos en op te spring en na Jesus toe gegaan. En Jesus vra vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Dat ek kan sien. En Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. En daarop kon ek sien, en ek op die pad agter Jesus aangegaan. Dan is dit baie treffend dat ek sê, hier is die laaste gelesingswoorde in Markus. Van hier af is dit Jerusalem toe, van hier af is die kruisiging wat begin het. Die laaste gelesingswoorde het Jesus agterna gevolg. Jy met die blinde man wat hy begin gevat het, en die dorp uitgeleid by hierdie man na die kruistop toe. Sodat mense kan sien wat wil ons sê, en wat wil ons sê. Dit was 'n treffende gebed, en ek wil ons nog vir julle lees van Jeffrey O'Hara. En sit ek in elke se gemoed, as ons die Bybel lees, dan sit ek met 2 hoofstukke, en ons kan eigenlijk na die binneste gedeelte lees, en dan sien julle, hoekom Markus het so mooi saamgesit het, en as dit treffend is vir die dood vandag, so klein leeuw, en besonder vir Ines, Renel, Mario, ouma wat ek ook ken. En hier kom die alle familie, kom wees rustig, asseblief. Baie dankie, goeiemôre almal. Ons is jammer as ons slaap. Ons gaan nie blomme saam. Is dit nie julle wijze met saam? Blomme saam te bring. Maar welkom mense, julle sien die gemakkelijkheid wat hier so. Maar hier treffende gebed van Jeffrey O'Hara. Hoor hier tussen die beskryfings van die 2 blindes. Dan gaan ons die rest lees, net hier om saam te vat en sê, waarom noem julle my Here en doen nie wat ek sê? Julle noem my die weg, maar wandel my nie. Julle noem my die lewe en leef my nie. Julle noem my meester en gehoorsaam my nie. Wanneer ek julle oordeel, blameer my nie. Julle noem my brood en eet my nie. Julle noem my waarheid en glo my nie. Julle noem my Here en dien my nie. Wanneer ek julle oordeel, blameer my nie. En dan vat hierdie gebed van Jeffrey O'Hara so 'n bietjie ons te moet sê. Wat is dit vanmôre? En hier is die hel en hemel geval, hier is die fire and hell stories nie. En ek wil nie laat skuldig voel, die elke van sy hart kan anders as om skuldig te voel, want te sit hier so sê, Here, ons het nie nodig. Ons hoor die tweede blinde man, wat die eerste door uitroep en sê, Rabboni, dat ek kan sien. Wat sy eie disciples kon het sien, ons kom nou daarby as ons by die tekstgedeeltes kom. En wat ons af begin, sommer by die tweede vermeerdering van die brode, as ek dit kan sê. Daarna kom die Fariseërs en die Sadduseërs en ons altyd die mense wat kom en sê, daar is sekere reëls. Dis 'n treffende van antwoord wat vanmôre sê, maar in hierdie gemeente, in hierdie kerk, is die antwoord ja. Vra, mag ek hierdie stole aantrek terwyl vir die dood? As in hierdie kerk is die antwoord ja. Kom en byskryf jongens, ek weet waar sit sy nou en sê, kan ek 2 klippe skryf buitekant? Die antwoord is ja. Dankie vir dit ook, vir die besonderse goedhartige bereidwilligheid, maar dit is presies wat hier kom. Maar ek my Fariseërs en Sadduseërs altyd met hierdie reëls, sê, wat gedoen word, en hoe moet dit gedoen word, en gaan ons daar oor, of wat ook al, en julle ken die strijd tussen Jesus en die Fariseërs en Sadduseërs, ons gaan nie daar verder praat nie. En dan gaan ek sê, met die sierlik van die Fariseërs, en dan noem my nog die Herodes Bybel staan nie. Dis nie lekker nie, die goed werk is, dit is sierdeed, dis ou sierdeed, die brood gaan nie reis as hy moet reis nie. Vergeet van dit, kan jy my sien? Kan jy ervaar wat ek ervaar? Kan jy lewe wat ek lewe? Kan jy die waarheid sien gebeur? En dan kom ons die stryd met die disciples ook, en dan weet ons, hulle onder mekaar wat gebleid met die Here, en ons allemaal vraag, ons allemaal gelowig is, en sê, wat is reg en wat is verkeerd, en hoe kom ek daar, wat moet ek doen? En ons wil ook eens met die skuldgevoel, wat ons eindelijk op ons self laat, en dan wil ons vir die Here sê, maar nie laat my skuldig voel. Terwyl ons van binnenkant af moet skoon kom,
dat ons kan sien. En Jesus kom en hulle nou so begin stry, vra vir hulle sê, waarom redeneer julle in mekaar? As hulle hier op die boot, hy het net die brood vermeerder, kombrode gemaak, maar hy sê net die een broodjie op die skip. Hy sê, hy sê kwaad, omdat ons net een broodjie saamgebring het van dit wat oorgebly het. Dis nie typies mens nie. Nou beskryf ons Here sê, hy sê kwaad vir ons, omdat ons net een broodjie saamgevat. En nie meer. En dis die hartse verhaal, hy sê, waarom redeneer julle dat julle geen brode het? Begryp dinge, verstaan julle nie. En dan sê in die woorde vers 8 in Matteus 8, het julle oor en sien julle nie, het julle ore en hoor julle nie. Wat sê julle eindelijk? Ek het nou net vir julle bewys. Ons dan net julle begeleidingsstok van wat is waarheid. Waarheid is voor julle, sien julle dit nie raak nie. Het julle nie die brode gesien vermeerder nie? Hoekom sien klaar nou net vir die een broodjie? En daarna die lezing van die blinde man en bid, Saira, wat ons nou die tekst gelees het. Na die trek van die belydenis van Petrus, dan begin ons agterkom hoe Markus en hierdie storie so by mekaar vrek gesê. Wat sien ons eintlik? En wat beteken die dood? En wat beteken ons belofte? En wat verhoor ons wat die Here vir ons wil sê? En belydenis van Petrus is, daar hier so vraag, maar julle, vra julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord ons sommer dadelik, sê u is die Christus. Hy sê vir hulle vertel ek vir niemand nie. Hulle vertel ek vir niemand in my stil. Tyd is op die reg. Want julle kan ook nog nie eindelijk sien. En dan kom Jesus die eerste keer sy dood en sy opstanding aan. En dan kom Petrus, en Petrus weet ons wat sy vier vrede gewees het. En begin hy na Jesus bestraf en sê, hoe kan jy sê, gaan hy dood van? Dis pas nie werk, hoe kan dit gebeur? Ons het net gesê, is die Christus, is die Seun van God, wees veronderstel om vir altyd te lewe. Hy sê, Petrus, jy kan nog steeds nie sien nie. Petrus, jy kan nog steeds nie sien nie. Maar Petrus, vier vrede soos hy was, sê vir hom, Here, hoe kan jy dit sê? Dit is nie reg, en dan sê hy, moenie in my pad staan en Satan. Noem my Petrus Satan. Want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat aan mense wil hê. Jy is so verblind deur jou eie ek, dat jy nie kan sien wat God se doel is. En daar is 'n rede hoekom babas gedoop word. Daar is 'n rede hoekom babas gebore word. Wat mens kan iets vooruit sien. Al het die mens nie oor, en dit vir die Here eintlik vir hom môre wil sê. Petrus kon baie goed gesien het, baie goed eintlik gesien het. Hulle het al gestry. En Petrus en ek sê hulle by net die dag van later, hy sê, ek het gesê hulle twee gaan een word, en dan is hulle al 5, en hulle is op pad so. Maar is nou, ons kom terug by die begin weer. Jesus kon in sy dood aan, hy stryd Petrus betaal. En dan gaan ek oor Jesus te volg. Hy sê, wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? En ek vra ons vanmôre, wat kan jy sien van die Here beplan met jou lewe? Jou verhouding met jou man, jou vrou, jou kinders, die mense rondom jou. Wat kan hy sien doen jou? Ons almal kan nie sien. Man en vrou werk nie altyd dieselfde plek die hele tyd nie. Niemand weet wat aangaan in die huise, die mure van die huise nie. Toegesluite kamers of in droomstelling. Is dit nie? As ons nie met mekaar kan praat nie, dan ons ook nie met mekaar sien. En dan kom ons net daar die verheerliking van Elia. Absolute wonderwerk. Verstaan ons op Markus geweet. Ons gaan by die vernedering van brode, dan wat ek kan sien nie, dan sê Jesus weer, sy dood is naby. Dan maak hy 'n seun gesond. En dan sê hy vir hulle, sê, hierdie goed kan net niks anders as gebed uitgedryf word. Weet ons van die Bose Gees wat hy die seun uitgedryf het. Kan jy dit sien? Hulle kon dit raak sien. Hoekom sien julle nie die seun van die mense raak? Hoekom sien julle nie die seun van Dawid raak nie? Hoekom sien julle nie julle eie verlosser raak nie? Ons wil verkondig, maar
ons sien hom nie raak. Ons wil oor hom praat, ons verstaan nie wat hy vir ons sê nie. Ons wil sê, ons sien hom, maar ons vertel die storie in die blindheid verder. Is die beskuldiging hier na die mense toe. Dan kondig Jesus die tweede keer sy dood aan. En dan gaan ek oor die seuns van Zebedeus, seuns van dwalers in sy kant, ons het afgeleid dat Zebedeus baie bevoetere man was. Maar Johannes en Jakobus stryk en sy weer van langs Jesus sit. Mense kan julle weer 'n keer moet sien. Mense, waar mense hulle lees, hulle kom julle stry oor wie my linkerkant of regterkant gaan sit. Ek kan besluit, ek God besluit. Wat gaan vir hulle? Wat is dit wat ek vir julle moet doen? En dan begin hoofstuk oor die gesprek oor egskeiding. Jesus wat die kindertjies sien, so kan jy dit sien. As jy by die geloof gehad het, so jy verlosser raak gesien het, so jy die liefde raak gesien het, so jy die liefde bevind het in mekaar hoor, en in die stikkende mense, die soekende mense, die verlate mense, werklik langs mekaar, by ons stilstaan, as jy die verlosser kan raak sien. En dan sê die versoek van Jakobus en Johannes, en hy vra vir hulle, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? En ons hoor hier dieselfde vraag van Ego. Wat die mense vraag? Al wat hy wil, hier is Jesus van Nazareth. En ons weet dat hy het gebruik as 'n skeltaal. Ons weet dat hy gebruik as 'n baie lelike naam. Hoe kan hy Nazareth uitsoek? Ons nie dat verhoor nie. Ons gaan hier kyk in die kalender. En ons weer, konversie is, dan gaan ons weer die vraag vraag. Hoe kan daar uit Nazareth iets uitkom? Sê, hy verhoor is Jesus van Nazareth. En sy blindheid kon hy die verlosser raak sien. En hy sê langs die pad. Dit wat omtrent alles saam, as ons nou gaan sit tussen 8 en 10. En die stories wat ons nou ook gelees het, hoe so mooi saamgebind word. Die blinde beerlaag. Die blinde beerlaag. Ons vergelyking met sy disippels. Julle is so blind, julle kan nie sien. So blind soos die volk, wat jy kan sien. Mag die Here vanmôre vir julle ook gaan vir julle sê, kan julle sien. Sê, kom na my toe. Hy wil vir julle. Miskien sê dit vanmôre hier. Sê, hoe kom ek van die Here uit? Wat gaan ek vir die Here sê as hy sê, kom na my toe. Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat gaan jy die Here antwoord? Praat oor die stikkende mense, werkloosheid, onsekerheid, ons praat van huwelike wat afvaardig gerig word, ons praat van gesinslewens wat uit mekaar uitspat. Julle weet dat jou kinders, een familiestelsel vandag al is, wat wêreldwyd verspreid is, en ons WhatsApp call mekaar, of video call mekaar, dan kyk kinders op my sê, video call. Ek wil nie bel nie, ons moet video call. Kan ons werklik waar ons verlosser sien, kan jy die Here sien in jou lewe. Bartimeus kon nie. Hy laat gesit langs die pad. Die beerlaar het die reg gehad om te bedel, want hulle kon agter, blinde man het die reg gehad om te bedel, want hy het geen ander inkomste gehad. Maar hy is te los om alleen te wees. En so nou sal iemand gaan, en dan vertel sy familie om weer die middag op. Want is alles moest wat hy kon kry, want hy kon nie werk nie, en sien nie. Hier is die treffende gedeelte. Hy gaan sit op sy boopkie. As hy gelees het, tussen 8 en 10 is die storie van die ryk man op. Hy vrou sê, hoe kan ek in die koninkryk van die hemel kom? En sê, verkoop alles wat jy het. Die grootste bate wat die blinde man, wat die mees gehad het, was sy boopkie, waarop hy gesit het. Dit is nie gewone linge gewees. Die boek het baie keer het familietekens gehad, of ons kom met sy broertjies vanmôre hierdie met die doopfonds, spesiaal vir Tinus en Daniel en Lieu. Maar dit is besonders, en so was het gelees in daardie tyd. Jou boekleed was een waarop of waaronder jy geslaap het. Jou boekleed was jou beste besitter.
Dit dra jou naam. En hy hoor, Jesus van Nazareth kom verby. Tussen hierdie geraas weer, en al wat sê, bly stil. En sit 'n groep wat bakers aan mekaar. As iemand begin te vertel van 'n storie, sê, ek het nie lus vir hierdie drama nie. Ek het nie lus vir hierdie nonsens nie. Ek sê met genoeg probleme van my eie. Ek wil nie dit, ek wil nie dat nie. Ken ons die stories? Ek sal nooit vergeet, my dogtertjie, want sy is nie 'n dogtertjie nie. Eendag op laerskool. Ek het een van die grootste foute wat ons kon maak is die ouer televisie ontdek. Daardeur was baie ander dinge aangeleer wat ons nie moes nie. Maar in elk geval, dis Louis tyd, so 20 jaar terug. Ek was sy skool toe graad 1, 2. En hy sê werk, my vrou, is gelaai af die morgen in die middag, is in die haaste, maar dan so die hele dag, ek is ongelukkig geprokureer, my vrou, net so dat julle my niet jammer krijg, maar hier is een faktor, nou so, die zet is bezig om die harte daar te praten, so jy moet gewoon maar even op terug van kantoor doen, so is een goeie plaats aan jou sê, who are you and what happened to my mother? En dis nou hier waar ons kom in ons eie lewens. En dis presies wat hierdie mense, die same dromme van mense, wat ons sê, bly stil, die Here is op pad, is hier, hy het nie tyd om by jou stil te staan, hy wil nie van jou praat met hoor nie, jy gaan waarskynlik weer by hom weer, jy gaan ook weer vra vir iets, los hom, dat hy sy weg van ons volg hom, en wakkel hom stil, en dan hoor die Here sy woorde, en sy roep, Jesus, Seun van Dawid, sê, bring hom na my. Wat denk julle vra die Heer daarop? Rabboni, dat ek kan sien. Die dit wat ek nodig het. En hier is een treffing. Hy het nie gevra om gesien te word. Hy het nie gevra vir almoes nie. Hy het nie gevra vir iets wat gedoen kan word nie. Hy het gevra om te kan sien, om 'n visie te kan hê. En in teestelling met die ryke man, in teestelling met die disippels wat Jesus gevolg het, die juiste disippels wat ook gesê het, bly stil, jy gaan klaar, jy gaan onnodig bedel, jy het nie nodig om my om te gaan bedel nie. Dis in alles in hier, is hy die een wat Jesus gevolg het, op sy kruisdag, in Jerusalem, die laaste van Jesus gewonde, en Markus. En ek wil vraag, terwille van die doopkop net, sê, daar is 2 gedeeltes, Jesaja 42 en Jesaja 35, waar het gaan en sê, blindes kan sien en dowes kan hoor. Julle oproep vanmorgen, Tieners van jou, ek weet julle geen die Here. Die besonder sy tyd al saam met julle opweer, saam met 4 jaar, 25 jaar, dat ek die kinders ken. En is mooi. En ons weet, ons volg die pad. Ons weet dat dit is mense wat kan stilstaan, wat kan leef, wat Jesus kan raak sien. Dit is die weg wat ons moet volg. Ons vergeet nie van hierdie stikkende mense langs die pad. Want as hulle wat met skree, ek soek hulp. Ek wil nie gesien word, ek wil kan sien. Mag klein leeuw, Tieners, nou altyd in 'n verlosse raak sien. Deur julle oor, deur julle omvolg. En dankie vir die voorreg vir die geleentheid. En 'n besondere dankie ook aan vir jou gemeente en vir julle elkeen. Se glimlag. Ons hoor die disippels vra vir die Here. Hy het vir hulle vra sê, is julle bereid doop te doop waarmee ek gedoop moet word? Ons moet sê, ja, Heer. Ja, sis. Ons vergeet nie van die stikkende mense nie. As ons denk, dat jy die Here kan sien. Want hy kom aan jou. Elke dag, elke aand. Dalk er iemand langs die pad. En hy vra, wat kan ek vir jou doen? Mag jy altyd sê, Here, dat ek kan sien.
dan volg ons. Daarom volg. Amen. Here wat 'n